Na Einstein se dood het hulle sy brein ontleed om te probeer vasstel hoekom was die man so briljant geweest. Gehoop hulle kan iets daar kry. En net so gaan ons met 'n sif deur die dinge wat ons lees van die vroeë kerk. Want hulle het geen handboeke of enigiets gehad oor hoe kerk moet lyk nie. Maar hulle het net op een of ander manier alles reg gedoen. Alles was net gesond, was net in plek. En ons probeer iets daarvan verstaan, sodat ons dalk iets van daardie briljantheid deel van ons kan maak. Kom ons doen dit. Here, dankie dat U dit vir ons moontlik maak om so te soek na die essensie, na die wese van dinge. En ons wil dit doen, want ons soek daardie lewe, daardie energie, daardie sprankel van die vroeë kerk, die naby verhouding met U, die reuse impak wat hulle gehad het. Ons hanker daarna, Here. En dankie dat dit vandag moontlik is, dat ons die woord kan oopmaak en nie ons terugverplaas na daardie tyd. Ons sit nou, daardie aand, toe dit gebeur het, saam, en ons kyk wat gebeur het. Heilige Gees, wil U ons lei en wil U ons leer. Amen. Ons lees Handelinge 2 van vers 41 af. Die wat sy woorde aangeneem het, dis nou Petrus na sy preek, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag met die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegeloop die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Tot sover. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Disippels se verstaan van kerk gryp ons aan. Maar jy besef, dit was nie hulle nie. Hulle was nog die gewone selfde disippels wat foute gemaak het en wat voornemens gehad het wat nie geslaag het nie. Maar hier was iets, dis dieselfde mense, maar hier is iets heel anders. En die wese van dit wat ons lees, is dat hierdie mense een ding gesnap het, en dit is dat ons saam sterk is. Hulle was totaal onafskeidbaar. En hulle het net tyd saam spandeer. En dis die een groot verskil tussen die disippels voor die Heilige Gees se uitstorting en die disippels na die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle was saam gewees, maar ons sien baie meer verskille. Ons sien baie keer dat hulle apart gefunksioneer het, maar het niks van dit gebeur nie. Hulle het 'n eenheid en 'n hegtheid gehad wat absoluut uitstaan. Hulle was op mekaar aangewese gewees. Hulle het so vir mekaar omgegee. Simon Sinek is 'n baie begaafde spreker wat praat oor verhoudings en leierskap en so aan. En hy sê iewers dat die groep in Amerika wat seker die hoogste eise gestel word aan hulle vermoëns was die vlootsoldate, 'n groep vlootsoldate van die Amerikaanse vloot. En hulle keuring is die strengste in die wêreld. Jy kom eintlik net glad nie in nie. Almal probeer, want om daar te wees is geweldig gesog, is 'n geweldige eer. Die opdragte wat hulle kry, weet ons, dis die goed wat wêreld bekend is, die moeilikste opdragte om agter grense van ander lande te gaan, vyandige lande, en dinge te gaan doen. En iemand het vir hulle gevra, wie is die mense wat die keuring slaag? Want 'n magdom gaan soontoe, word aanvanklik gekeer, begin hulle die opleiding,
en dan val 90% van hulle uit. Wie is die 10% wat oorbly? Hy sê wel, ek kan nie vir julle sê wie die is wat oorbly nie, maar ek kan vir julle sê wie die is wat uitval. En die wat uitval sê hy is nie die wat die steratlete was toe hulle op universiteit was nie. En dis nie die wat fantastiese leiers was en wat ongelooflik goed mense kon beheer en delegeer nie. Dis nie die met die spiere nie. Die wat dit gemaak het was maar baie maar en nie opsigtelik nie. Hulle het nie uitsonderlike eienskappe gehad nie. Hulle het baie keer gebewe van vrees. Maar een ding het hulle gehad, ongeag hoe swaar dit was, hoe moeilik dit was, het hulle iewers nog die krag gekry om terug te gaan vir hulle vriende. Dis wat hulle uitgesonderd het, sterk gemaak het. Hulle was daar gewees vir ander. Dit het my laat dink aan ons weermag daar. Ons was 3 pelotons gewees, en daar was so 30 in 'n peloton gewees. En dan het jy aktiwiteite gehad en jy moes ver hardloop en swaar goed dra. En die peloton wat eerste klaar was, kon 'n slag uitsit of het een of ander voorreg gekry. So jy het met alle mag teruggekom. En dan het die fikste ouens alles ingesit en veral in die begin en hulle het gehardloop en teruggekom en dan gestaan en wag vir hulle maats wat kom. Maar hulle het hierdie probleempie gehad. Die stophorlosie is eers gedruk as die laaste ouen kom, nie as die eerste ouen kom nie. So hulle het toe begin agterkom, maar hulle staan nie en niks doen nie, hulle wag vir die wat swaker wat agter is en dan word almal gepenaliseer. Is vir hulle beter om saam met die laastes te kom en hulle liewer te help om vinniger te kom. En dit het hulle vinnig gesnap en dis wat die weermag ook vir mense wou sê. Ons krag lê in ons saamwees. En dis een van die mooi dinge in die kerk ook. In die kerklike tug, ons het daarna verwys al, die kerklike tug, daar word gesê onderwerp jou aan die kerklike opsig en tug vir belydenisaflegging mense, diakens en ouderlinge wat bevestig word. Opsig beteken ons kyk na mekaar. Ons lê nie maar belydenis van ons geloof af en elkeen is op sy eie en hy gaan weg en ons sal hoogstens as ons hoor hy kom nie, sal ons 'n vinger na hom wys en sê ja, hy het beloof en hy het nie gekom nie. Niks van dit nie. Ons is daar vir mekaar. Ons glo in die kerklike opsig. Ons kyk na mekaar. Ons gee om vir mekaar. En ons glo nie tug. En tug beteken nie slaan of straf nie. Tug beteken van 'n Nederlandse woord tiegen wat beteken reg help. Ons help mekaar reg. Ons is daar vir mekaar. En as ons doodgewoon sou kyk na wat ons hier kry, is dit verskriklik kosbaar en moet ons uit elke een probeer verstaan wat gebeur het. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Hulle Bybels is vir hulle belangrik. Hulle wou weet wat het Jesus gedoen, wat het Jesus gesê. Dit was vir hulle geweldig belangrik. En dan die ander ding is dinge wat hulle gemeenskaplik gedoen het. Onderlinge verbondenheid. Hulle was heeltyd besig met mekaar, belang gestel in mekaar. Hulle het saam geëet. Dis opmerklik. Rondom kos gebeur dinge met mense. Hulle het saam gebid. Nou of jy nou 'n beroepsbidder is, iemand wat met selfvertroue bid en maklik bid en of jy moeilik bid, die feit is gebed is belangrik. Gebed waar jy net stop en afhanklikheid na God toe gaan, eintlik baie verwese is, soos 'n blinde eintlik is en net na God kan opkyk. En dan sien ons dat die disippels het wonders en tekens gedoen. Nou wonderwerke is belangrik. So in die kerk is hierdie die dinge wat belangrik is, ons 'n impak wil hê, 'n verskil wil maak. En dit het te maak met 'n ingesteldheid op die ongelooflike dinge wat die Here doen. Mense wat sê hierdie week het ek die wonderlikste ding gesien. Mense wat hulle oopstel vir die wonders van die Here. Hulle is baie belangrik. Daar moet verhale wees waar ek die Here uitkoms gesien het wat ek nie kan glo nie. Ek was in laasweek by 'n vrou gewees wat sy is nog steeds baie siek. En in die diepte van haar siekte wat vir maande aangehou het en hulle moedeloos gehad het, het sy een aand die Here self gesien. Hy was by haar gewees, hy het met haar gepraat.
En jy moet die lig in haar oë sien. En 'n mens sien dat dit die Here was deur die effek wat dit gehad het. Dit is so gesond om haar vreugde te sien, haar dankbaarheid te beleef. Tekens, plekke waar ek sien dat hier het meer gebeur as wat mense gedoen het, 'n wonderwerk. En daar's baie wonders. En ons moet ingestel wees. Ons moet gereeld die woorde hoor. Ek het hierdie week die wonderlikste ding gesien. As ons dit sien, dan kom daar energie en geloofwaardigheid. Hulle was eensgesind geweest. Sê hierdie gedeelte. Hulle het alles met mekaar gedeel. Eensgesind. Jy het geweet hoe die ander een voel. Ek het nou maar gelees oor, ek weet van die voeltjies wat in sulke vinnige swerms vlieg, en ek sien dat dit glad nie gewilde voeltjies is nie, starlings sê hulle, is 'n tipe spreeu by ons, maar hulle lyk anders in die buiteland. Nou, die skade wat hulle doen is oor dat so 'n massa is, daar's tot 20 miljoen van hulle wat saam is. En as hulle natuurlik by 'n plek gaan sit, hoef elkeen maar 'n klein korreltjie te eet om verskriklik skade te doen. So dit is sleg dat hulle skade doen, maar die een faset van hulle wat mense absoluut jou hande saamslaan, is hoe hulle die spoed waarteen hulle op mekaar kan reageer. En daai honderde duisende voëls nie in mekaar vasvlieg nie, en dat hulle hierdie patrone kan regkry. En mense verstaan nie hoe hulle dit regkry nie. Daar's net geen logiese verklaring voor nie. Hierdie mense was eensgesind. Hulle het omgegee vir mekaar se behoeftes. Hulle kon nie toesien dat iemand slegter daaraan toe is as ander nie. Dat een swaar kry terwyl dit goed gaan met ander nie. Hulle was daar gewees vir mekaar. Hulle het selfs hulle grond en besittings verkoop. Nou dit beteken nie hulle het alles verkoop nie, want hoe sou hulle dan vir mekaar kon sorg? Dan sou almal in die nood wees. Maar dit beteken hulle sou teen hoë prys omsien na ander. Hulle sou as nodig is 'n groot offer bring om ander te help. En dit was vir my lekker in die laaste tyd, dat die gemeente, iemand wat deur 'n baie moeilike tyd gaan het, gehelp het om vir die kind se koshuisgeld te betaal, vir die ma te help en met wesenlike bedrae en dit met vreugde gedoen het. Dit was baie kosbaar. En die waardering van daardie mense, ek het nou aan die kind gesien, dis 'n ander mens. Dis heilig om dit te sien. Hulle geestelike byeenkomste was vir hulle geweldig belangrik geweest. Hulle het gereeld elke dag by die tempel bymekaar gekom. Hulle wou daar wees waar hulle saam kon Bybel lees. En dis vir ons belangrik. Waar Christene saam om die woord vergader, daar mis ek dit nie. Hulle het weer geëet. Dis ons lees in vers 47 of vers 46. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Eenvoudige maaltye, nie uit geweldiges oordrewe allerhande dinge wat hulle gehad het nie. Hulle het in eenvoud geëet. Hulle het eenvoudige dinge geniet. Die kwaliteit was in die geselskap gewees, eerder as in die geweldige spyskaart. En dan het hulle gesing. Dit was vir hulle lekker om goed te doen waar hulle God kon grootmaak. Vir hom kon hande klap oor wat hy gedoen het. Hierdie mense het gesing en hulle het met passie gesing, God geprys. En die gevolg was fantasties. Die gevolg was gewees, en hierin lê die getuienis hiervan. Nie dat elkeen moet uitgaan en hulle mense moet gaan bekeer nie, maar hulle het doodgewoon mekaar geniet. En die volk was hulle goedgesind. Die volk het van hulle gehou. Die mense het hulle bewonder vir wat hulle doen. Hulle het respek afgedwing by mense. Hulle was net so erg gewees. En die gevolg was, die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hier is 'n belangrike waarheid in, en dit is dat dit nie 'n preek was. Petrus het nou so gepreek en toe duisende na die Here toe gekom, in totaal 5000 uiteindelik. Maar daarna het die proses anders geloop. Was dit hulle gewone lewe as Christene wat mense getrek het. Die manier hoe hulle net anders was, eg was, liefdevol was, die vrug van die Gees uitgeleef het gemaak dat mense een gekom het. En dis so mooi as hulle sê, dat dit nie hulle is wat die mense gekry het nie. God het dit wat daar gebeur het by hulle gebruik om mense soontoe te trek.
En daarin lê 'n geweldige waarde vir ons. Kerk wees, slaag wees as hy aantreklik is, as hy mense trek. Mense kan nie in die gewone sleur van die lewe vasgeval wees en die aaklighede sien van hoe dit om hulle gaan en hoe mense mekaar in die steek laat en verneek en in die werklikheid beleef en nie geraak wees deur mense wat dit nie het nie. Mense wat die veiligheid van die Here en die nabyheid van die Here beleef. En dit word uiteindelik die merkteken van 'n gesonde kerk. Hy trek mense. Mense voel veilig by hom. En dis vir my kosbaar om dit te beleef in my bediening hier in die Malopo. Dat dit gebeur. Dat wel in die eerste plek hou die mense van kuier, al die gemeentes. Se kuier is van 'n geweldige hoë standaard. Dis sinvolle, mooi gesprekke, dis opregte belangstelling. En die gesindheid waarmee die vrouens kos bring, die moeite wat hulle doen en glad nie omgee nie. Die opruim daarvan na die tyd. En dit sien ons in hierdie gedeelte. Die saamwees rondom eet doen 'n geweldige ding. In ons klein groepe is dit so lekker hoe 'n belangrike rol ons saam eet speel. En mag hierdie die begin wees van iets geweldig moois, van die Heilige Gees wat aan die werk is en wat ons kan sien, deurdat mense wat op die rand leef, hier kan veilig voel en hier tot rus kan kom, die Here kan ontmoet en moed kan hê om aan te gaan in die lewe. Mag die Here op 'n besondere manier verheerlik word deur dit wat tans aan die gebeur is en mag hy vir ons nuwe dimensies open wat 'n krag ontketen vir die hele omgewing. Here, dankie dat U ons laat verstaan van hoe U werk. Nou, dit wat ons leer is nog baie groter as wat ons verstaan. U doen meer as wat ons verstaan. Dankie daarvoor. En help ons om die geleentheid wat U ons gee te gebruik. Help ons om diep integriteit te hê. Help ons om eg te wees. Help ons om vreugde te hê. En help ons om mekaar te geniet en daar te wees vir mense se nood. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak. Amen.